Goeiemôre vriende en welkom by vanoggend se erediens. Dis Sondagoggend. Hier agter my is die son besig om op te kom oor die berg en dit is so 'n mooi beeld hier vanoggend. Dis lekker om weer saam te kan kuier en ek wil jou uitnooi om tuis te kom daar waar jy is. Hooplik sit jy met 'n koppie koffie of 'n koppie tee in jou hand en ek wil jou nooi om nou ook rustig te raak. In die beskrywingsblok op YouTube sal jy sien gee ons 'n paar voorstelle vir die liturgie wat jy kan volg. Daar's 'n paar liedjies om na te luister. En as jy dalk 'n kers in die huis is dit dalk nou tyd om 'n kers aan te steek. Hier langs my brand die Christuskers. Dit is 'n teken van God se teenwoordigheid ook hier vanoggend. Alhoewel hy elke dag met ons is hy veral nou ook by ons. Dis ook hoekom ons hierdie kers vanoggend laat brand. Ons gaan nou begin met ons skriflesing. Vandag se skrifgedeelte is Psalm 133. So as jy nog nie 'n Bybel naby het nie, kan jy gou 'n Bybel kry en dan gaan ons saam deur die skriflesing lees. Voordat ons dit doen, is dit ook dalk belangrik om net te sê ons is nou in die laaste week van ons reeks Entrepreneurs van Hoop en vandag se tema is Entrepreneurs van Hoop omarm mekaar. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels aan die hand van Psalm 133. Die opskrif is as broers eensgesind saam leef. 'n Pelgrimslied van Dawid. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, wat afloop tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang lewe. Net tot sover vanoggend. Ons gaan nou eers by Jakalakas en Janneke inskakel om te hoor wat hulle vanoggend vir ons oor hierdie teksgedeelte wil vertel. Dankie Jakalakas, ons sien uit om weer by jou te kuier vanoggend. Hallo julle, ons het so 'n lekker gebruik hier by die huis waar ons vir mekaar sê waarvoor ons dankbaar is voor ons eet. So dis amper asof dit deel is van ons gebed. So waarvoor is jy vanoggend dankbaar? Druk gou pause en dan vertel julle vir mekaar, waarvoor is jy dankbaar vir op hierdie oomblik waar jy nou is? So ons sê gereeld vir mekaar hoe dankbaar ons is dat ons kan oefen en kan rondbeweeg, selfs al is ons net hier by die huis. Maar ons sien ook baie uit om eendag weer buite te kan draf of buite te kan stap. Selfs te kan rondry en selfs te kan rondreis ergens heen, dalk vir 'n vakansie. So ek wonder nogal, waar is die mooiste plek waarheen jy en jou gesin alheen gereis het? So druk gou pause dan vertel julle vir mekaar. Een van die mooiste plekke waarheen ek al gereis het, was sommer net hier naby in Greyton. Ons het verlede jaar saam met die tieners van Kruiskonnect 'n staptoer gedoen in die berge van Greyton. Dit was omtrent 17 km wat ons moes stap die eerste dag en 17 km raak nogals baie lank as jy al jou klere op jou rug moet dra in 'n rugsak en alles omtrent op te ronde was. Dit was ook een van die warmste dae van die jaar, was meer as 40 grade en dit was ver. So ons was omtrent so 30 mense wat gestap het. So daar was so 5 mense wat nogals fiks was. So vir hulle was dit lekker maklik en hulle het vinnig gestap en heeltyd voorgestap. En dan was daar so 5 wat nou nie so fiks was nie. En ek seker die wat nou kyk sal presies weet wie hulle is. Maar ja, vir hierdie 5 was dit bietjie swaarder en bietjie moeiliker as vir die ander. En dan die res van die 20 was maar so in die middel rond. Hier by 15 km het die dinge begin moeilik raak. Ons het baie warm gekry
daar is omtrent geen skade weer op die pad nie. Ons water was op en die druppels wat oor was in elk geval so kokend warm, jy wou dit nie eers drink nie. En ek dink die ergste was maar eintlik dat ons nie geweet het hoe ver ons nog moet stap nie. So ons het nie geweet waar die huisie is nie. So dit was baie moeilik. So hierdie 5 wat nou nie so fiks was nie, was teen die tyd heeltemal op. Hulle, daar was trane. Na elke tweede tree moes ons eers sit en wag. En ek en Jana en Reina het selfs bekommerd geraak, want dit het begin donker raak en ons was bang ons moet nog in die donkerte hierdie huisie gaan soek. En dan behalwe vir dit was ons sommer vies vir die 5 wat so fiks is wat sommer vooruit geloop het en ons het gedink hulle het ons agtergelaat op ons eie. So hier sit ons nou, ek onthou dit so goed. Ons almal sit en ons is bekommerd en ons is moeg en ons wonder nou hoe ons hierdie laaste stukkie gaan stap. Toe daai 5 teruggedraai het en so om die hoekie gekom het met 'n plastiek sakkie vol koeldrank en chips. Nou hierdie was 'n baie heilige oomblik. Hulle het ook vir ons kom sê ons is om die draai, die huisie is net daar aan die kant. En dit was so 'n wonderlike oomblik. En die chips was soos manna uit die hemel. So hierdie storie het vir my baie geleer van die lewe. Dit het my geleer dat ons soms moet aanvaar dat ons pad dalk moeilik gaan wees. Dalk moet ons aanvaar dat die mense saam met wie ons stap gaan sukkel. Dalk moet ons aanvaar dat ons soms gaan sukkel. Dalk moet ons aanvaar soms dat ek hulp moet aanvaar. En soms moet ons aanvaar dat ons in 'n posisie is om ander mense te kan help. Ons is almal saam op reis. Ons stap saam. Soms geniet ons dit en soms is die pad moeiliker en dan sukkel ons saam. So partykeer of eendag gaan ek dalk moeg voel. Dan gaan jy vir my wag. Die volgende dag gaan jy moeg wees, dan wag ek weer vir jou. Of dalk is ek eendag baie moedeloos, dan gaan jy vir my moed inpraat. En dalk die volgende dag is jy baie dors, dan is ek die een wat weer vir jou kom water gee. Die ding is, die mense wat nou rondom jou sit, is dalk jou bloedfamilie. Maar jy het ook 'n groter familie. En ons noem dit ons medemens. Ons is almal familie. Ons almal stap hierdie lewe saam. Niemand hardloop of stap vir iemand weg nie. Ons wag vir mekaar, want ons kan nie hierdie lewe sonder mekaar doen nie. En wanneer dit soms moeilik raak om saam met jou medereisigers te stap, en dit gaan soms moeilik raak, dan sit jy jouself in hulle skoene. Hoe sou jy gevoel het as jy moeg was? Sou jy wou gehad het hulle moet vir jou wegloop, of sou jy wou gehad het hulle moet saam met jou wag? Druk gou pause en dan gaan haal jy een skoen van elke persoon wat in die huis saam met jou woon. En dan bring jy dit terug voor ons verder gaan. Ons gaan nou met 'n pen of 'n koutjie 'n kruisie teken onder elke sool van hierdie skoene. Vra maar eers toestemming by elkeen voor jy dit doen. Wanneer ons hierdie skoene gaan aantrek in die toekoms, dan gaan hierdie skoen ons herinner aan hierdie kruisie. En die kruisie herinner ons weer aan Jesus. Ons is almal reisigers en ons almal loop agter Jesus aan. En ons wil almal by Jesus leer hoe om mekaar te aanvaar en mekaar te ondersteun in hierdie ding wat ons lewe noem. Maar vir nou, skop eers uit jou skoene, sit lekker terug en geniet nou hierdie volgende kuiertjie van Jakkalakkas. Julle sal nie glo nie, maar hy mis julle nogals baie. So ek sien julle volgende week. Tot later. Jakkalakkas is nou hier, ek is 'n stoute slinkse dier, ek het...
Hallo julle, ek was net besig om my stembande te oefen. Julle weet hulle sê mens moet maar oefen in hierdie tyd. Ander mense stap of draf, maar ek oefen my stembande. Soos julle kan sien is ek heeltemal alleen. Lonely, I am so lonely. Skus, ek het vergeet julle is nog heeltyd hierso. Maar laat ek nou eers vir julle op datum bring met die skindernuus hier op Moegeploeg plaas. Julle sal nie glo nie, een van die koeie op die plaas Moemoe het die coronavirus gekry. Kan julle dit glo? Ek weet, julle sal nooit dink dat ek actually vriende was met iemand met die naam Moemoe nie, maar ek was. Skus is. Ek en Moemoe is close. Maar o jette, toe ek hoor sy die virus gekry, toe dink ek dadelik, dankie tog, dis nie ek nie. Ek wou glad nie meer met haar maats wees nie, want sies, dis sommer haar verdiende loon, want sy het een keer nie haar broodjie met my gedeel nie. Maar weet julle wat gebeur toe? Toe kry ek die virus. Dit was baie sleg gewees. Ek was siek. Maar soos julle kan sien is ek sommer stukke beter en amper heeltemal gesond. Maar weet julle wat het ek besef? Ek was so eensaam in daardie tyd. Omdat ek nie meer vriende met Moemoe wees nie, was ek nou alleen. En ek kon nou self voel hoe dit voel om in haar skoene te wees. En dit was nie my skuld nie. Dit was nie iets wat ek verkeerd gedoen het nie. Dit het net ongelukkig gebeur. En dieselfde vir Moemoe. Ek het besef dat dit juis in hierdie moeilike tye is wat ons mekaar nodig het, waar ons mekaar moet aanvaar en lief hê soos Jesus sou gedoen het. So ek weet, dis dalk snaaks omdat dit van my afkom, want ek is altyd die eerste ene om vrou Choppy te boelie of vir Bastian te spot. Maar wanneer een van jou maats dalk siek word of die virus kry in hierdie tyd, wees daar vir hulle. Nie letterlik nie, want ons moet ons afstand hou, maar wees daar vir hulle op ander maniere. Bel hulle, WhatsApp hulle, wanneer jou ander maats dalk iets lelik sê oor hulle omdat hulle die virus het, kom op vir hulle. Dis nie hulle skuld nie. En die heel belangrikste is, aanvaar hulle met of sonder die virus. WWJD. Weet julle wat beteken dit? What would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het? Ek is seker Jesus sou nie dat 'n virus in die pad gekom het om iemand lief te hê nie. Kom ons wees dankbaar vir mekaar. Ons is familie en ons hoef nie hierdie lewe alleen deur te gaan nie. OK, maar ek gaan nou my medisyne drink en dan weer 'n bietjie oefen. Julle weet my stembande. Cheers vir eers julle lekker mense. Bye. Jakkalakkas is nou hier, ek is 'n stoute slinkse dier. Dankie Janneke, dankie Jakkalakkas. Julle help ons baie met vanoggend se teks ook. Ek sê dit altyd in die kerk. Ek dink dit help baie keer vir ons groot mense en nog meer as wat dit die kinders help om die teks regtig te kan verstaan. Nou die twee van die temas wat uitkom in Psalm 133 is aanvaarding en hoop. En dit is waaroor ons ook vanoggend gaan gesels. Wat maak ons met aanvaarding en hoop? Wat maak ons met Psalm 133 in hierdie tyd wat ons nou in is in vandag se lewe? Wat beteken dit vir my en vir jou? Daar's twee beelde, baie mooi beelde, wat uitkom in Psalm 133 en ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So die eerste beeld is die beeld van reukolie wat afloop in die baard van 'n Aaron in. So jy moet dit letterlik kan sien. Wat gebeur het as hulle die reukolie gevat en hulle dit op die kop gegooi en dan het dit letterlik deur die hare geloop en in die baard van 'n Aaron in. So dit is die beeld, ons eerste beeld wat ons kry. Nou wat beteken hierdie beeld? Reukolie was die simbool van God se warm en sagte teenwoordigheid. Dit was gewoonlik gebruik met die salwing van priesters, profete en konings.
So wat wil hierdie beeld vanoggend vir my en jou sê? Dit wil sê dat ek en jy, elke mens, elke persoon met wie ons in aanraking meekom, so moet sien. Ons moet hulle sien as 'n priester of 'n profeet, iemand in wie die Here se teenwoordigheid ook is. Dat ons iets van God by elke persoon wat ons ontmoet kan leer. So dit is wat hierdie beeld vir ons wil sê. Die tweede beeld wat ons van lees in Psalm 133 is die beeld van dou, die dou op die Hermonberg. Nou dou is 'n simbool van die varsheid van die oggend. Amper presies soos vanoggend hier buite waar ons nou besig is om hierdie video op te neem. Die varsheid van die oggend, maar ook 'n teken van lewe en van groei, die moontlikheid van groei. So as ons dan nou lees van dou op die Hermonberg, dan wil dit vir ons sê dat elke persoon ons eintlik moet kan verras. Elke persoon is vir ons vars. En ek wil vir jou vra vanoggend, is elke persoon met wie jy in aanraking kom vir jou vars? Of weet jy presies wat om te verwag van die mense met wie jy in aanraking kom? Veral die mense wat jy dalk al bietjie langer ken. Ek het al baie gehoor mense praat so, ek self, dat dit is tipies Sunny. Dis mos nou tipies wat Sunny sou doen. Dis nou presies hoe Jannie sou optree. As ons sulke opmerkings maak, dan is mense nie vir ons vars nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie teksgedeelte wil vir ons kom herinner dat elke persoon vars is. Soos wat die Here met elke persoon nog besig is, ook met jou. Die Here is nog nie klaar met een van ons nie. Daar is potensiaal, daar's moontlikhede. Hy maak dit vir ons moontlik om te groei, om te verander, sodat elkeen van ons verras kan word deur ons medemens. Dat ons vir elke persoon kan sê, jy is vir my so vars soos die môre dou. Is dit nie mooi nie? Dis ook wat die Here van elkeen van ons wil sê. Die moontlikhede is so groot, die potensiaal wat elkeen van ons het, is so groot. Mag ons regtig dit ook raak sien in ons medemens. Nou vriende, ek en jy is op hierdie lewenspad. Elkeen van ons is soos pelgrims op 'n pelgrimstog. Dit is wat hierdie lewe ook is. Dit is 'n pelgrimstog. En dit maak ons medereisigers. Nou wat Psalm 133 ook hierdeur wil sê, is as ons dan medereisigers is, moet ons baie spesifiek wees oor ons ingesteldheid teenoor ons medemens. Elke persoon met wie ons in aanraking kom, is ons medemens en ook 'n medereisiger. So ons moet mooi dink oor hoe ons gaan optree en hoe ons liefdevol gaan optree teenoor ons medemens. Psalm 133 wil eintlik vir ons kom sê dat ons elke persoon in 'n nuwe lig moet kom sien. As ons dit doen, dan verander die manier hoe ons ook omgee vir die mense om ons. Dit verander hoe ons dan liefde teenoor ons naaste bewys. C.S. Lewis het gesê, jy hoef nie van almal te hou nie, maar jy moet vir almal lief wees. As ek en jy liefdevol gaan optree teenoor ons medemens, moet ons nie verbaas wees as ons gaan begin verras word deur die mense om ons nie. Ons moet ook nie verbaas wees as ons selfs gaan begin hou van die mense om ons nie. Want dis wat dit vra. Dit vra dat ek eers sal optree in liefde. En dat dit dan ook iets sal oopmaak vir my om te ontvang van my medemens af. Onthou, elke persoon is 'n beeld van God en elke persoon kan vir ons iets oor God leer. En daarin lê ons hoop ook. Dis wat Psalm 133 vir ons kom sê oor hoop. Die Here is nog nie klaar met een van ons nie. Elkeen van ons is vol potensiaal, omdat ons 'n God dien van moontlikhede. Hy maak dit moontlik dat ons elke dag vars en nuut kan wees. Hy maak dit moontlik dat ons kan groei en nuwe mense kan word. En daarom is daar vir ons hoop. Nie net vir my en vir jou nie, maar ook vir ons medemens. Nou, as ons dink aan Psalm 133 en wat hierdie
beelde en simbole beteken vir my en vir jou vir vandag, dan het dit my laat dink, dalk is dit tyd dat ons 'n bietjie gesels oor hoe ons gaan reageer as ons hoor van iemand wat geïnfekteer is met die coronavirus. As ons iemand persoonlik ken of van iemand weet wat die virus gekry het. Hoe gaan ek en jy dan nou optree? Hoe maak ons hierdie beelde van Psalm 133 prakties? Ek het in die week gehoor van 'n vrou in Ceres wat die virus opgedoen het en hoe die gemeenskap haar letterlik wou stenig. Hulle wou haar doodmaak omdat sy die virus dan nou na die gemeenskap toe gebring het. Dit was vir hulle baie erg geweest en hulle wou optree en hulle het dan besluit om amper in haat op te tree teenoor haar. En dit het my laat wonder, hoe gaan ek en jy optree as ons hoor van iemand wat die virus het? Ek wil vanoggend vir jou sê, as ons met afskuw en verwerping en oordeel na mense gaan kyk wat die virus opgedoen het, dan het die virus gewen. Dis wat vanoggend se teksgedeelte vir ons kom doen. Dit kom help ons om mekaar te omarm. Dalk nie letterlik op hierdie stadium nie, maar om regtig vir mekaar om te gee en mekaar te aanvaar. Dis ook waarin ons hoop lê, want ons weet dat die Here teenwoordig is in elke persoon wat ons teekom en dat elkeen van ons, ek en die mense om my, moontlikhede besit omdat die Here varsheid en nuwe lewe bring in elkeen van ons lewens. Die Here aanvaar ons en gee vir ons die krag om vir mekaar lief te wees. En hy is ook die hoop wat in elkeen van ons leef. Mag dit ook waar wees vir jou vanoggend, maar ook in die weke wat kom. Mag ons regtig vars en nuut na mekaar kyk. Mag ons die potensiaal in mekaar raak sien en mag ons ook oop wees om verras te word. Om dan ook liefdevol te wees teenoor ons medemens, sodat ons verras kan wees. Hierin lê ons hoop. Mag ons hierdie hoop in die wêreld indra. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here, waar dit vir ons maklik is om in hierdie tyd wat ons nou in is, elkeen by ons huise gemaklik te raak, om minder om te gee en uit te reik na ons medemens, waar ons minder in kontak is met die mense om ons. Mag ons nou juis moeite doen om mense te omarm op kreatiewe maniere, nie letterlik nie, maar op maniere wat kan help om mense te laat voel dat hulle geliefd is. Mag ons mense aanvaar en sien soos die reukolie en die môredou. Dat daar iets van u teenwoordigheid in elke persoon is met wie ons in aanraking kom en dat elke persoon ook vars en nuut is en dat u aan die werk is in elke persoon, ook in my, Here. Here, dankie vir hierdie reeks, dankie dat ons hieruit kon leer wat dit beteken om entrepreneurs van hoop te wees, wat dit beteken om in veral hierdie tyd 'n verskil te maak, om hoop ook te kan bring vir die wêreld. Dankie dat ons dit nie doen nie, dat hoop nie vanuit een van ons kom nie, maar dat dit van u afkom, Here. Dankie dat u ons hoop is en dat u ook in elkeen van ons leef. Wees met ons, seën ons en help ons om mekaar te aanvaar en uit te reik na mekaar. Ons bid dit alles in u naam. Amen. Vriende, net 'n paar afkondigings vir die week. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar ons het nou 'n Toringkerk tune vir die week wat ons een keer 'n week uitstuur. Dis maar 'n liedjie wat ons hier in die huis luister, wat ons dink dalk mooi vir jou ook sal wees, wat jou ook sal bemoedig. So kyk 'n bietjie uit daarvoor. Onthou van ons midweek mini boodskap wat ook een keer 'n week uitgaan, so ergens in die middel van die week, so maak seker jy mis dit nie.
Ons belydensklas en Kruis Connect gaan ook aan en ons wil vir die ouers vra om ons te help daarmee. Maak seker dat jou kind by ons inskakel. Ons het WhatsApp groepies waarmee ons besig is en ons vra dat hulle ook sal deelneem daaraan. So maak seker dat jou kind ook daarbey betrokke is. As jy nie daarvan weet nie of jou kind nog betrokke wil wees daarbey, kontak vir een van ons, vir Janneke of vir Reina of vir myself en ons sal 'n plan maak om hulle deel te maak van die groepie. Vriende, ons is ook baie opgewonde. Ons kyk nou om in die volgende paar weke ons musiekspan ook te betrek by hierdie eredienste van ons. So dink aan ons, dis moeilik om dit te maak werk, maar ons glo dit gaan ook baie spesiaal wees as hulle kan deel wees van hierdie video wat uitgestuur word op 'n Sondag. Dan kom ons as gemeenteraad saam, nie letterlik nie, maar figuurlik. Ons gaan 'n Zoom gesprek hê. So dis maandag aand wat ons vergader. Dink ook aan ons daarmee. Daar's groot besluite wat geneem moet word, baie goed wat bespreek moet word. So dink aan ons en bid vir ons ook daarmee. Kom ons hou aan om vir mekaar ook in hierdie tyd te bid. Vriende, jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawe. Dis ook 'n manier wat ons vir hom dankie sê vir alles wat hy ons ook mee seën. So jy sal nou sien, die Zapper-kode is op die skerm, as ook die bankbesonderhede en jy kan nou rustig ook vir hom iets van jouself ook gee hiermee. Vriende, ons is nou aan die einde van ons reeks Entrepreneurs van Hoop. Ek gaan ons gou deur die weke vat, die temas wat ons behandel het. Entrepreneurs van Hoop sien geleenthede. Hulle leef vanuit die bron. Hulle leef eerlik met hulle angs. Hulle roep uit. Hulle kweek lewe en hulle hou mekaar vas. Ons wil op hierdie punt ook net dankie sê vir Moederkerk Stellenbosch dat ons ook hierdie reeks met ons vriende en gemeentelede kon deel. So wanneer julle nou die seën ontvang as entrepreneurs van hoop, gaan uit en wees die hoop in hierdie wêreld, in ons land, in jou huisgesin, daar waar jy jouself bevind. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.